Hallo en welkom weer so by Farm Spice. Ons is vandag hierso saam met Sensaco / Syngenta. Hierso tussen Colini en Ventersdorp. Ons kyk na hulle verskillende pakkette wat hulle het. Maar onder andere hierdie is SNK 270 hier agter my. Dis nou hulle medium groeier wat hulle het. Pieter Taljaard gaan my meer vertel. Hoe pas hierdie ding binne in jou pakkie in en hoe gaan hy vir jou waarde toevoeg? En onthou hierdie is nie net opbrengsie, hy het dik olie ook in. So, ons luister. Pieter, hoe lyk dit? Goed nie, Choppie. Nee, doodstil, rustig. Luister, hierdie blomme lyk mooi, nee? Ja nee, 270 wat jy nou gesê het is maar die hoofverkoper in ons pakket gewees die afgelope 2 jaar. Ja. Dis die eerste keer ons ingebring het van die ou 3970 af. Ek kom ook baie van Argentynse genetika in hom. Groot voordeel van hom is ook die olie. Jy weet ons gaan maar vir die olie. Oliepotensiaal is. As jy praat van jou Argentynse genetika, ek meen hulle kweek hoofsaaklik daar vir olie en dan ook opbrengs obviously om 'n balans in die twee te kry. Hulle groting is hulle werk olie opbrengs per hektaar. Hulle het nie meer tonne opbrengs per hektaar nie. Hulle wil oil yield per hektaar is hulle. Ons hulle werk op oil yield per hektaar, ja. So jy Dis nie meer tonne nie, dis. So wat gaan ons nou liter per hektaar ja, toe? Is dit wat ons nou gaan doen? Ja. Nee, want wat min ouens weet is ek meen hulle word actually gepenaliseer. Ek dink vir alles onder wat 42% moet hy inbetaal. Hy kry premie alles bo 42, maar alles onder 42 betaal hy in. So dit is hoe hulle perse werk. Maar is dit nie iets waantoe die ouens hier by ons ook gaan in die toekoms op 'n stadium nie by die perse en daai goed aanbetref nie? Ek dink ons is klaar besig om so intoe te gaan. Ons elke jaar koop baie goed. Daar's al meer en meer perse wat belangstel in hierdie konsep. En dit gaan net daaroor dat vir elke shot wat hy hom deurdruk kry hy, kom ons sê hy kry 50% in plaas van 40%. Sy produksiekoste word laer en veral met die arbeidpers. Hy sê kom ons argument sal by wil 30 ton olie of 50 ton olie hê. Dan stroop hy net 80 ton nodig in plaas van 100 ton wat hy altyd nodig gehad het. So wat jy vir my wil sê is ek het nie regtig 'n keuse nie. Ek moet begin kyk na hoë olie cultivars en dit wat op my plaas werk en hoe vinniger hoe beter dat ek kan weet okay wat die een is hier wat ek dit is so en die voordeel wat ons uit met die afgelope paar jaar saam met Syngenta genetika bygekom het is dat ons opbrengs ons tonnemaate per hektaar ook baie geklim het. So ons is op 'n par met enige kultivar daar is en ons het die addisionele olie opbrengs wat nou vir jou ietsie ekstra in die sak sit so na die seisoen. Okay, want die eerste ding is ek weet 3970 dit is 'n lang groeier. Ja. So en dan ook jy wil hom nie laat plant nie, maar uit die aard van die sake die reën worry nou nie regtig oor wat se kultivar ek in my stoor het nie. Maar ooreenkomstig het Sensaco nou gegaan en hulle kultivars dan nou ingebring van oorsee af wat dan nou daai gap kan vul en hierdie 270 is dan nou een van hulle. Ja, dit was die eerste keer ons ingebring het wat die potensiaal gehad het ons ook gehad of die eienskap gehad in die son wat ons wil hê. Hy is wat ons noem 'n medium lang kultivar. En dan 242 is ons bietjie vinniger, so 'n paar dae vinniger tot met blom en dan het ons 'n 441 hier aan die ander kant wat nou dieselfde groei klas is as wat 3970 is. En opbrengsgewys die afgelope ruk wat julle die goed getoets het, hoe lyk hulle? Baie goed. Ek kyk in LNR se data, 270 kompeteer baie goed. En olie, waar kom sy olie uit? Hy is nie heeltemal die olie wat 3970 het nie. Hy draai by so tussen 46 en 52%. Waar 3970 vir jou so. Dit is nog steeds as ek 47 is, kry ek omtrent 10% by 'n ton. Dis 1.5% vir elke persentasiepunt bo 40. So as jy gemiddeld was ons verlede jaar se opbrengste 48% olie, so jy het so 12% gekry op jou premie. Kyk, en wat ek van hom hou is ook as ek hom nou kan kyk hierso. Is nommer 1 hy groei 'n bietjie korter so jy gaan minder omval hê as ek reg. Ja, en hy's sterk staan voor. Kyk waar die genetika al van afkom, plant hulle tussen 55 na 65000 is hulle normale stand. So wat gebeur is ons het baie goeie staanvermoë. Veral met die laat reën wat mense tot en met 200 mm reën op die oeste gehad het, staan die son hom uitstekend. Jy kan nie onderdeur kyk. Hulle lyk baie pragtig. Die land is ook skoon so. Ons gaan lekker stroop hierso. Stel dit so. En die goed is so te sê volgende ek sy stroper mooi loop. Okay, en dan wat ek ook sien is dit lyk vir my of hy sy kop baie mooi gaan sak. Ja, nee, hy het 'n maak 'n mooi sikkelnek. Is dit wie jy dit doen? Hy maak 'n mooi sikkelnek, En hy knak nie heeltemal direk agter op sy kop nie. Baie van die plante knak staan so dan knak hy net so
Keer maak 'n lekker sekelnekkie en dan is iets wat van 'n knakkie daar. Ja, want ek sien dit hy gaan nou hierso en dan hy knak net maar éventueel daarso as hy wil knak. Ja, so dis waar, maar hy het hierdie hele mooi sekelnek. Die groot probleem is as hy hierso net op hierdie toppie krak en hy byt so die voel hierso en hy vreet hierdie lekker so. Ja, dis waar die probleem inkom. Want ek meen dit is baie moeiliker vir 'n voël om onderste bo te eet. Ja. Dit is nou maar dit is my duif se probleem. Maar ja, ons genetika is baie aangepas vir hierdie wêreld, dis maar hartjie van Sonwêreld in die Noordwes. 270 doen uitstekend in die wêreld. Dis een van die redes hoekom ons hom ingebring het goed in die wêreld, maar hy's buite aanpasbaar. Hoe lank is jy nou al in die wêreld? Nee, ek kom van Wes-Vrystaat af. Is jy Wes-Vrystaat? Ja, ek is sononderwykundige al van 2021 af. So jy is van 2021 af basies. Ons het daartoe begin het, 270 begin het. En as jy nou moet vat ewen van daai kant af, hoe lyk sy aanpasbaarheid daai kant hierso oral waar jy baie goed. Nee, hy's buite aanpasbaar. Ons het 'n genetika, ons probeer die genetika selekteer wat buite aanpasbaar is. Ons wil nie 10 kultivars hê nie. 3 of 4 kultivars wat ek enige plek in land kan plant, hang af van die tyd van die jaar wat jy wil plant. Buite aanpasbaarheid. Selfs as jy so 1805 wat jy oor 'n plek kan plant. Nou kyk, ons is nou 'n klomp Fords hier vandag. Dis die eerste keer wat die Fords meer is as die Hilux. Ek het die Toyota. Het jy die Toyota? Ek het die Toyota. Ek wil net sê. So, maar as ek reg as ek sê dat jy basically 'n Hilux sonneblom wil kweek. Net luister hier, maak nie saak waar jy met hom gaan nie, jy weet wat jy kry en dan gou. En dit raak beter. Ons raak beter. Die genetika raak beter. Ons weet nou waar die lyne om te kies. Soos ons het nou gegaan op die baasie op die teeling, ons gaan na die ouer lyne toe van 270 en meer uitdullige seleksies uitgekry om kultivars te vat. So ons het 'n rede waartoe ons dit gaan en ons het 'n missie om dit te kry. So ons het nou al 'n basiese idee van wat werk by ons en nou gaan ons kyk na wat 'n genetika agter die grond is dit om nog meer van dit in te bring wat nog meer aanpasbaarheid vir ons sal hê en nog beter opbrengs. Uitstekend. Okay, ek wil nou van die goed plant. Hoe maak ek? Bel, jy kan jou naaste agent bel. As nie 'n plan maak jy bel vir my, bel vir Charles. Daar sal 'n link seker daarbo wees wat jy op kan druk. Hier of daar. En ja nee, ons verkope doen goed. Ons is regtig baie beïndruk met wat die sonmaal vir ons gemaak het in 'n baie kort tydjie. Uitstekend. Pieter, dankie baie. Dankie hoor. Right, dit is Pieter Taljaard hierso van Syngenta. Okay, maak nie saak waar jy die besigheid wil plant nie. Hulle gaan vir jou uitsort met die regte data, die regte inligting en dan kan jy ook liter per hektaar oes. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.